Paus Johannes Paulus en die nuwe wêreldorde. In die laaste lesing het ons gesien hoe ultramontanisme geseëvier het en hoe die vorige paus, behalwe die een wat net 33 dae regeer het, die efod dra en die hoë priester van die okkultisme eintlik voorstel. Esquire tydskrif het gevra how the Pope will change the world. Hoe die paus die wêreld sal verander. Hierdie paus het meer gedoen om aangaande die nuwe wêreldorde as enige een van die ander. Elkeen het 'n bydrae gelewer, maar hierdie ene het 'n baie besondere rol gespeel. En daar is sy kentekens, daar is sy teken daar op sy nek van die Maltese kruis, die simbool van sonaanbidding. Daar op sy staf, soos ons gesien het, sit die dennebol, wat 'n teken is van die heidense godhede, en Christus is 'n gemasieerde, skeletagtige gedroggie, wat daar hang met die vrymesselaar 666 driehoek op 'n gebroke kruis, die oorwinningsteken van Lucifer oor Christus. Hy is die hoëpriester van die okkultisme, en daar is sy pen, wat ook 'n teken van vrymesselary is. 1978, Paus Johannes Paulus word paus, 79, hy besoek Pole, is sy geboorteland, en die vakbond, nou onthou nou, vakbonde word georganiseer deur Katolicisme, solidariteit word gestig. Nou ek wil vir julle vra, as julle mense is wat dink, hoe kan 'n ou klein ou vakbondjie, 'n ou klein ou satellietstaatjie Pole, die hele magtige Sowjetunie laat tuimel? Glo julle dit, sommer maklik? Nee. Hy tuimel omdat hy moet tuimel. Die tyd dat hy moet tuimel, het gekom. Want die moeder, die Imater Ecclesia van alle gelowe op aarde, gaan oorneem en gaan haar plek inneem. Sommige met die intreeslag sien ons die nuwe wapen van Paus Johannes Paulus II. Ons kry sy aankondiging, hy is die man in wit, teenoor die manne in swart, die beide kante van die okkultisme. En ons het sommer die vinger van die vrymesselary by sy eerste voorstelling as paus. Nou, Karol Wojtyła met ouers, moeders en ooiens van, was Kaczorowska, Poolse weerskawe van Katz, en omdat in die Joodse stelsel die lyn deur die vrou gaan en nie deur die man nie, my suster het altyd gesê, vaderskap is 'n opinie, moederskap is 'n feit. So, in die meeste lande gaan dit maar deur die man, maar in die Joodse geloof gaan dit deur die vrou, omdat sy vrou, die moeder Joods was, is hy terselfdertyd ook geldig as 'n Jood. So hy is beide Joods en Christen. Daar is sy wapen. Hy het die kruis een kant toe geskuif, dit is 'n vrymesselaar teken. Daar is die ewesydige kruis, dit is 'n okkultiese teken. Die M sê hy staan vir Maria, maar dit staan ook vir Masonry, die Masonic orde. En dan het hy die trippelkroon, maar op elke kroon het hy 9 punte laat aanbring. En die 9, as jy hom omdraai, is natuurlik 'n 6. So die 9 is die tweede 6, is ook die getal van die 360, die volmaakte sirkel, onthou 3 plus 6 plus 0 is 9. So die getal van die hoogste van die vrymesselaars is 9. En dis Paus Johannes Paulus se getal. Hier was die vorige pausin, en dit was baie interessant ook. Dit was Paus Paulus die 6de, daar het ons die bou van die toring van Babel, en ons sien dat die trippelkroon en satanisme ook hand in hand gaan, want natuurlik dieselfde koning is by al twee teenwoordig, en die slang met die stert in die mond is 'n simbool van Lucifer, wat die ewige lewe het, en wat die ewige lewe sal gee. Primate condemns red rule. Hierdie paus begin praat teen kommunisme. Solidariteit word gestig en daar val kommunisme. Onthou julle dat Albert Pike het gesê, ons sal die ateïsme opwek
en dan sal ons beide die ateïsme wat ons as wapen gebruik het en die protestantisme wat bybelvas is, eensklaps vernietig en dan bly suiwer luciferiese godsdiens oor. Onthou julle dit? So nou is die tyd van die kommunisme wat 'n kind is van die pausdom, want dit is die pausdom se geheime agent. Is tyd om hom te verwerp, maar ons soek iemand wat dit sal doen. En die paus is die een wat sê, kommunisme is 'n probleem. Standbeelde van die paus word oral Vrymetelaar-agtig opgerig. Eerstens op die Vrymetelaar-blok wat gemessel is met hierdie groot stene. Dan die standbeeld van die paus en dan staan hy met die Vrymetelaar-vinger. En hierdie standbeeld met hierdie Vrymetelaar-vinger is opgerig in baie wêrelddele, op eilande, in katolieke lande, oral in die wêreld. En die standbeeld se basis is altyd 2.22 meter, die beeld self is 4.44 meter, so die totaal is 6.66 meter. Hy is die hoof Vrymetelaar. En weer eens, ek sit net die verwysings op, alles wat ek sê, kom uit hierdie verwysings. Ek sê glad niks nie, ek lees net vir julle. Ek sê niks nie. Goed, Sieg der Vernunft, Johann Mahler, die oorwinning van die, wat noem mense dit, vernunft is, verstandig wees, van die verstandiges. Nou ja, Johann Mahler, en hier sien ons die raadgewers van die pausdom, en daar sien julle die Vrymetelaar pen met die kruis en die kroon natuurlik, kroon van Satan, die Vrymetelaar ring, en daaronder sien julle met daai Mercedes tekentjie onderste bo. Julle ken hom mos nou al die Vrymetelaars teken. So die raadgewers van die paus, sy binnekring bestaan net uit die hoogste Vrymetelaars. As jy gaan in hulle kerke op die vloere, sal jy dieselfde tekens kry van die ridderorders, en dis Vrymetelaarorders. Jy sal die kompas kry, jy sal al hierdie kentekens sal jy kry. By sy groot byeenkoms in die Verenigde State was hy by Sun International, die Sun groep. Hulle het die naam son vir 'n spesifieke rede. Die horlosie het die vlerke gehad van Shamash en die driehoek met die oog daarin was baie prominent. En hier sit al die priesters van Dagon met die viskophoedens op hulle koppe. Mexico, so Basilica in Guadalupe bring hierdie kenteken uit. Daar is die kruis, die vlam, die Vrymetelaar driehoek en dit lyk asof Christus van die kruis af wegkom. En julle kan sien, hy het 'n Vrymetelaar vingertjie daar en hier is die hoof groot Vrymetelaar vingertjie. Maar die groot vinger is eintlik so. En die driehoek is onderste bo. So kom ons draai hom reg om. Dan wys die vinger wat gaan gebeur. Daar is die driehoek. Christus val weg van die aarde. Sy kruis is onderste bo. Die oorwinning van Satan oor Christus. En as julle dit nog nie glo nie, dan vat ek julle na Haraldsburg, na die kathedraal toe. Hier is die kruistog waar Jesus val. En daar het hulle, dis Haraldsburg se groot konsielkerk. Daar het hulle vir Satan, wat staan bo op die kruis en trap vir Jesus, en op sy beld staan 666. So daar is al die kentekens in katholicisme. Die paus se bewegings hier, as jy dink die vinger is net toeval, het kan wees dat dit nou en dan toeval is, maar die meeste gevalle is dit doelgerigte fotografiese planting van die spesifieke fotos. Daar sien ons die vinger, daar sien ons die vinger, saam met Clinton, Schindler's Widow sien ons die vinger. Wel, hier kan julle duidelik sien, dis 'n geposeerde foto, waar Ransie en die paus al twee die Vrymetelaar teken gee, en sê die feit dat die kerke bymekaar kom, is 'n binnekring besluit. En hierdie foto is die teken, hy staan met die staf, ek wys die weg aan. Hier is nog Vrymetelaar kentekens, hier sit die paus met daardie teken wat hy maak, en hier sit Greenspan, Alan Greenspan met dieselfde, ek sal nog net nou vir julle nog wys, dis die Vrymetelaar driehoek wat hulle wys, en alles wat daar gebeur, en daai foto's wat geplaas word,
is 'n teken dat dit is hulle plan en alles loop volgens plan. Daar's nog een van Greenspan, hy hou nogal baie van daai teken. Hy is natuurlik een van die topmanne wat julle geld ook beheer. En as julle wil weet hoekom dit sleg gaan met ons, vra vir die man. Hy sal weet, dit word so beplan. As julle dink die rand staan sleg, ek het nuus vir julle, hy gaan val tot in die kelder. Maak nie saak hoeveel kommissies van ondersoek hulle aanstel nie. Hy gaan val tot in die kelder. Ek skat hy gaan nie draai miskien by R26 per dollar. Want dit is hoe hulle gaan terugbetaal die wapengeld. Bereken, blykbaar, so hoor ek, op R26 per dollar. So, hulle beplan dat hy so moet gaan. En ons sal sien dat dit is eintlik, dit word een wat algemeen gebruik word as jy gesels ook. Maar dis ook 'n vrymesselaars teken. Hulle gebruik algemene tekens, wat algemeen gebruik word, en dan is dit spesifieke persoonlikhede. Nou al hierdie tekens kom uit sonaanbidding. En hulle is al so ingeburger by die mense, hulle gebruik hulle maar algemeen. Ek kan vir julle wys op al die beeldjies, die Boeddha beeldjies en die Shiva beeldjies en die Brahma beeldjies, hulle gebruik almal daai tekens. Nou, julle dink die paus maak 'n grap as hy so maak, hy maak nie 'n grap nie. Dit is 'n vrymesselaar teken dat hierdie besluit, die visie wat die vrymesselaars het om die hele wêreld onder Lucifer te verenig, word hier uitgebeeld. En daar is die vorige sekretaris-generaal van die VVO, Kleis, en daar gee hy ook hierdie kenteken. Hierdie mense is hoë okkultiste. En daar sien ons mens daai teken ook. Daar is nog 'n teken wat die paus gee, natuurlik, dit het julle al gesien, vrymesselaar teken met die oop hand. En daar gee hy hierdie teken saam met die Joodse rabbi. Daar is die Otto van Habsburg handdruk met die duim op die derde knekel, met ander woorde, dit is vrymesselary. En in die boek Keys of this Blood sê dit vir ons baie duidelik wat gaan gebeur. Polish view, as well as some 200 years of official non-existence, had been imposed on the Poles as a nation. It was the first distinguishing mark of John Paul's career as pontiff that he had thrown off the straitjacket of papal inactivity, in ander woorde, die dodelike wond, en nou gaan die pausdom aktief kom, uit die kas uit, en die hele wêreld gaan agter hom aan. So, hy word die eerste een van die 3 spelers in die nuwe geopolitiese arena, en die grand design of God, en ons het gister al gesê, Messalataal, die nuwe wêreldorde het begin, en Paus Johannes Paulus is die serene en confident, wat is dit nou weer in Afrikaans? Servant of the grand design. So, hierdie groot plan van Lucifer, die paus, is die sentrale figuur. Nou kom ons kyk of dit so is. Hier is 'n byeenkoms van die trilaterale kommissie. En ek het vir julle vertel, dit is een van die groot organisasies wat die beraad van die nuwe wêreld regeer. En ons het gesien dat die ronde tafel sit in die middel en die Bilderbergers en die trilaterales en al die Club of Rome, hulle sit rondom en vorm die raamwerk van die okkulte beheer. En daar sien julle die hele spul bymekaar, 99% van hulle geklee in swart, en die sentrale figuur is wie? Die man in wit. En as dit nog nie vir julle genoeg is nie, hier is hy saam met die Joodse vrymesselaarsgroep, B'nai B'rith, die grootste Joodse vrymesselaar organisasie, die manne in swart en die man in wit in die middel. Hy is die hoof, hy is die segsman. Hier sit hy as voorsitter by 'n beraad van die trilaterale kommissie en B'nai B'rith. Hy is die hoofman in die wêreld. Hy soek 'n common market of the spirit. Hy soek 'n verenigde volke, as julle wil, van die gees. En ons kyk na nog 'n paar ander hoë vrymesselaars. Hier is een, Kennedy. Daar gee hy die vrymesselaar oë na boontoe. Op hierdie seël is daar ook die sigma op die kant. En hier is die ander Kennedy, Ted Kennedy, met 'n interessante handdrukkie daar.
En dan kom president Ronald Reagan in 84 en hy skend die Amerikaanse grondwet deur diplomatieke erkenning aan Rome te gee. En ek het dit al met julle behandel, onthou julle Truman het gesê hy wil dit doen, toe is dit verby. Hulle mag dit nie gedoen het nie, want dit is teen die Amerikaanse konstitusie. 84, hy stel die ambassadeur William Wilson aan, en Maart 84 noem hierdie gesant van die FSA, noem die paus die morele supermoondheid. Hy gaan die sentrale figuur wees. Hier is die koerant uitknipsel, paps reik die hand som kus, paus gee die hand vir 'n soen, Wilson buig af, soen die hand, ek is onderdanig aan die koning van Babylon. Paus Johannes II besoek die president, Reagan reis na Miami. Nou, wie is belangriker? Reagan of die paus? Reagan kom en hy haal die paus in Miami. Gebeur nooit met 'n staatsman in die FSA nie, nooit nie. Almal gaan na die Withuis toe en ontmoet die president. Maar hier is 'n verskilletjie. En Reagan sê, soos hy ons vermaan, sal ons luister. Omdat ons met ons hele hart smag daarna om hierdie goeie land nog beter te maak, die paus word aangehaal. Ek kom as vriend, 'n vriend van Amerika, Amerikaners, Katolieke, Ortodokse, Protestante, Jode, mense van alle godsdienste en alle manne en vroue van welwillendheid. Natuurlik net daardie protestante wat in die ekumene is en wat hulle self onderwerp het aan die paus. Time Magazine noem hierdie alliansie, wat teen die konstitusie is, die heilige alliansie. En daar sien ons 'n pragtige vrymetelaar tipe foto. Hier het ons vir Ronald Reagan met sy handjies mooi gevou op die skoot, wat hier gesê word, ek gaan akkoord daarmee, en die ene kyk so af op die handjies met die handjie hier. Dit is tyd vir die eindgebeure om plaas te vind. Nou, daar het ons vir Reagan, en ons vra die BBC, wat het Reagan gedoen as hy 'n groot besluit moes maak? Want soos elke goeie okkultus, sal hy die Bybel vra of sal hy die geeste wat piep en mompel en die astroloog vra? Wie sal hy vra? Nou ja, kom ons vra homself. Kyk na die video. And then in September, Gorbachev proposed a pre-summit meeting in Reykjavik, Iceland. Washington agreed. The astrologer fixed the time and the date of departure, and at 9:45 on October the 9th, Reagan flew to Reykjavik. Wie's geraadpleeg? Die astroloog kom sê vir ons op die tyd nou reg is, naas al die mooi sontekens. Hulle het nie een beweging gedoen sonder die okkulte metodes te volg nie. Hulle wou seker maak dat hulle op die regte pad is. En hierdie paus, hy bring vir Suster Lucia nader en sê, hier is hy, die laaste een van die visionêre van Fatima. En die laaste groot gebeurtenis vind plaas. Dit word aangekondig dat hierdie paus, die paus van die laaste van die 3 visioene is. Dis hier is onlangs bekend gestel. En dat die sluipmoot op hom, die finale gebeurtenis sal wees vir die inlywing van sy algemene wêreldwye gesagsposisie. Nadat hy geskiet is, ek sê maar in aanhalingstekens, geskiet is die koel daarbo in die kroon van die Maria beeld geplaas en die paus gee eerbied daaraan. Hier was die voorval toe hy deur die skades gevat is en 1989 Solidariteit se verbanning. Time Magazine met die hoofopskrif die ondenkbare Polse kommunisme GO. Washington verleen president Bush die hoogste Amerikaanse siviele eerbetoon aan Solidariteit se stigter, naamlik Lech Walesa. En die muur kom af. Kommunisme begin verdwyn. Hier's 'n tekenfoto vir julle. Ek het hom al laas vir julle gewys. Onthou julle? As die hande net by mekaar kom, maar hulle word nog nie geskit nie. Dis 'n tekenfoto. Hier sien ons, die man is geklee in swart, die man in wit, en hier is 'n tekenfoto. Al twee is natuurlik vrymeselaars, hy is die baas, hy is die Klaas.
Daar's nog 'n tekenfoto vir julle, om net vir julle te wys. Ford en Europa, Schmidt en Ford, daar is die tekenfoto, al twee van hulle vrymesselaars. Genscher staan daar, hy is ook vrymesselaar. En natuurlik, uitreiling van geskenke, en dit word genoem The Higher Summit, die hoë beraad. En wat sê Paus, wat sê Gorbachev? Gorbachev sê, we are aware we are dealing with the highest religious authority of the world. Ons weet, jy is die hoogste gesag op godsdienstige vlak in die wêreld. En die Paus sê, ag nee, daar's nog baie ander. O nee, die Paus sê, yes, I am the first Slavic Pope, but I'm sure Providence prepared the way for this meeting with Mr. Gorbachev and Mrs. Gorbachev as well. The Holy See follows with great interest the process of renewal which you set in motion in the Soviet Union. Nou prys hy vir Gorbachev. Daar is die twee by mekaar, hulle ken mekaar baie goed. Hulle ken mekaar baie goed. En Gorbachev sê, ons het ons houding ten opsigte van sommige sake verander soos godsdiens, wat ons erken, ons moet ietwat van 'n simplistiese benadering hanteer het. Jy sien? Ateïsme kry die doodsteek. Okkultisme verrys. Nou gaan ons nie slegs uit van die veronderstelling dat niemand mag inmeng in die gewetenssake van die individu nie, ons sê ook dat morele waardes, wat vir eeue in godsdienst vervat is, al vir eeue vervat is, kan help om ook ons land te vernuwe. Dit gebeur inderdaad alreeds. Fantasties. Net na daardie beraad het ons die Malta-beraad, en daar is 'n tekenfoto, en Bush en hy kom by mekaar, en hulle sê, bou 'n nuwe wêreld. Bush verwys daarna as 'n poort na die nuwe millennium van vrede. Baie interessant. En dan sê, State of the Union Address, word hy afgeneem so, waar hy sê, dis 'n groot gedagte hierdie nuwe wêreldorde, waar verskillende nasies by mekaar kom, en net die Verenigde State het beide die morele mag, en die backing, die militêre mag, om te sorg, dat dit wel gebeur. Met ander woorde, die dier uit die aarde begin keel skoon maak. En hy gaan praat. En nou kyk hoe gebeur dit. Hierdie man verloor sy land. En hy word afgeneem met die vuis. Dis terloops nog 'n teken. Ken julle hierdie teken? Dis 'n vrymesselaar teken, ek sal net nou vir julle wys. 'n Man verloor sy land, en omdat hy sy land verloor, sy hele mag verloor, kry hy die Nobelprys. Ook natuurlik 'n vrymesselaarprys. En dan sien ons hier in die spotprent, en hierdie spotprente word dikwels deur vrymesselaars opgeteken, en as versteekte inligting in hulle, sien ons dat hy sy oë na bo gewend het, wat teken is van die vrymesselaar. Hy het die hamer en die sekel, al twee vrymesselaar tekens in die hand. Daar is die Tsjechiese grootmeester, en daar is 'n prent van uit 'n vrymesselaarboek van die vrymesselaar oë, wat kyk na die derde oog wat hier bo sit, waar Lucifer met jou praat. En hierdie ene is klassiek. Daar is die vrymesselaar vinger. Gorbachev is die kleinste van hulle, en hy staan op 'n vrymesselaar blok. Sien julle? Op 'n messelblok. Dis messelary. En hier sit die groot manne van die vrymesselary. Daar vanaf Karl Marx, dwarsdeur tot by Lenin, en al die groot manne van die kommunisme. En hulle staan so, Lenin staan so, en Karl Marx staan so. En het het tyd geword om die kommunisme dood te verklaar, sodat die koninkryk van Lucifer kan reis, en eintlik die geringste van hulle wat dit nou mag doen, namens die groot vinger, wat natuurlik die pausdom is, gooi hulle om en vernietig hulle, maar hulle was almal groot vrymesselaars. Sien julle hoe werk die stelsel? Dis wat die prentjie sê. En die volgende prentjie wys Gorbachev gee die messelaar teken, die paus het die hand ook hier, maar die ander vinger wys die pad vorentoe, en natuurlik, daar is skaduwees van swart en wit, en okkulte tekens hieronder, en dan het ons
'n pragtige prent. Hy wys die pad vorentoe, hy beëindig die verlede, hy kyk agtertoe. Sien julle wat die prentjie eintlik beteken? Goed, dan die teken, hy word die man van die dekade. Het is wonderlik, as jy jou land verloor en jy verpletter alles, dan word jy die man van die dekade. En hierdie organisasie in Pole bring 'n nuwe beweging van vryheid. En die man, Lech Walesa, wys waar sy loyaliteit lê. Hy soen die ring van die paus. Terloops, as jy dit doen, is jy onderdanig aan hom, natuurlik. En hy kry 'n medalje van die paus. Interessant, hy is ook altyd, as hy na die paus toe gaan, in swart geklee. Want die paus is veronderstel om die goeie te verteenwoordig, in aanhalingstekens, van Lucifer en die ander ene, die okkulte magte, die duistere magte. So hier weer eens, nog 'n foto van die man in swart, die man in wit, en tekenfoto's. Dan gaan hulle na die FSA, daar word groot gevier, daar in die kongres, en die tekens is daar, en die manne klap hande, almal gelukkig by mekaar, al die vrymesselaar. En as beloning, kry hy die hostie openbaar van die paus. Nou, katholieke kanonieke wet sê, dat net 'n Rooms-Katholiek mag daai oblaat vanaf katholiek ontvang. Weereens die foto waar hy die medalje wen. Dan, met al die veranderinge, gaan sy populariteit weg, dit kwyn. So hulle hou nou vrye verkiesings, en sy oppositieleier is hierdie man, Krasniqi. En as julle mooi kyk, hier is die foto's langs mekaar in dieselfde koerant. Hier gee hy die vinger, vrymesselary, daar gee hy die teken, vrymesselary. So volkie, julle kan nou kies tussen die duiwel in rooi of die duiwel in blou. Die keuse is net daar om die volk te mislei. Al twee is hoe vrymesselaars, al twee politieke partye word beheer. En die paus kom lê besoek af, en die skares raak mal en liries, en hy loop deur die dal van die kruise, wat kommunisme nooit verwyder het nie, snaaks, nee, altyd gestaan as die simbool van die uiteindelike oorwinning. En in Oost-Duitsland verdwyn die skild van Oost-Duitsland. Terloops, wie se teken is dit wat daar op die ou skild was? Die vrymesselaars se teken. So die hele kommunisme se doel was om die protestantisme en die ortodokse te vernietig, sodat hulle onderdanig sal word aan die pausdom. So in Duitsland verdwyn die ou bestel. En dan winde van secessie, sê Time Magazine. En Bush sê, ons hou van wat gebeur. Al die klein landjies, winds of secession, independence for Lithuania, en al die klein state. En dan die tiranne begin val, Roemenië, Ceausescu. Baie interessant. Hierdie manne, soos Ceausescu, en al die tiranne van die wêreld, soos Idi Amin, en al die mense wat soveel wanorde geskep het. Hulle is almal vrymesselaars. Hoe vrymesselaars? En hulle verdwyn. Hulle gaan of eiland toe, of hulle gaan na 'n luukse paleis toe, of hulle sterf, en mens kry 'n tuintjie, of mens het so 'n wankelrige fotootjie van een wat verdwyn. Hier, Ceausescu. Hulle het so 'n video gewys waar daar ou geskiet word. Poef, sien jy die wolkie en daar val hy. Die lijk, weet jy waar hulle is nie. Kabila, waar is hy lijk? O nee, hulle weet nie. Hy is iewers weg. Hierdie manne verdwyn. Dan kry hulle 'n ander gesig. Uitstekende werk gedoen. Hulle word voorgegee as die tiranne. Nou ek was in Roemenië, dis hoe dit daar lyk. As julle dink Suid-Afrika begin sleg lyk, wow, gaan Roemenië toe. So leef hulle. Ongelooflik, die armoede, die ellende, die seentjies. Hulle sit so die strate vol, die klein kindertjies, almal glue in die hande. Dis hoe die trams lyk, een hoop roes, die spore. Net stukkies daarvan daar, sommer hele kilometers, geen spoor nie. Dan loop hy, dan val hy in die gat, sonder spoor, dan klim hy weer op die spoor. Verskriklike vernietiging. Daar is die huise, daar is die woonstelle,
daar sal hulle leef. Dis die saal waarin ek lesings gegee het in Roemenië. En dis hoe die strate lyk. As geen ligte nie, as jy ry in die nag, gaan jy skielik aan vas. As geen padtekens wat sê hier lê rommel in die pad nie. Niks nie. Kyk hoe lyk daai geboue. Dis nag. Maar dis Ceausescu se paleis. Hy het hom laat bou alles 1 meter groter as die Louvre. En wie het vir hom die geld gegee en wie het die materiaal gestuur? Al die tiranne van Afrika. Al die staatshoofde, die tirannitiese staatshoofde van Afrika. Dis die gebou wat hy gebou het vir sy vrou. Mooi, né? Daar is die skare wat kom luister het na die lesing. So al die state wat totaal ontman is. Al die Roemeniese state, al die ortodokse state is totaal vernietig. In Roemenië laat jy 'n emmer sak in 'n waterbron in, met 'n klip in die emmer, en laat jy hom sak tot onder die oppervlakte, en dan trek jy daai emmertjie op, en dan giet jy dit in jou lampie, en jy brand dit. Want dit is kerosien wat daar onder op die water, op die grondwater dryf. As jy water wil hê, moet jy vinnig laat sak, en kry jy water, en dan trek jy hom op. Baie erg besoedel. Hierdie lande is tandeloos en vernietig. Totaal afhanklik van een of ander redder wat moet kom. En natuurlik, alle oppositie wat daar is, moet etnies gereinig word. Enige groep wat sê, ek is 'n groep op my eie, ek het bestaansreg as 'n nasie, etniese reiniging, weg. Dan mag nie meer 'n volk wees nie, want ons moet een groot sop word. Hoe vat jy 'n volk se trots weg? Jy verkragt sy vrouens, en jy maak hom die gruwel van die aarde, jy stel hom voor as 'n monster, en dan word hy verag, en hy skaam om te sê, ek lewe. En weet julle waarvan ek praat? Dis wat jy doen. Maar jy kry die hoë vrymeselaars om die volk te regeer, om die volk 'n gruwel te maak. Sodat wanneer hulle terugtrek, die volk nie sal sê, ek staan nie. Nooit nie. Hy sal dit nie sê nie, want alle volkere moet verdwyn in die poel van die nuwe wêreldorde. So, as jy 'n Zulu is, en jy's trots daarop dat jy 'n Zulu is, dan sit jy 2 hoë mense aan die bewind, en jy deel daai goed in 2, en jy laat hulle so met mekaar beklei, binne in hulle eie nasie, dat hulle later nie meer weet waar hulle is nie. As jy die Afrikaner wil vernietig, deel hom op in 'n klomp faksies, laat hulle die pariah van die wêreld wees, laat hulle teen mekaar beklei, en vat hulle volkstrots weg, en dan is hulle weg. En so maak jy met elke nasie in die wêreld. Julle is nie alleen nie, die hele wêreld het dit ondergaan. En dan kom die nuwe groot wêreldatlas. En hy word gedruk deur 'n drukkery met die astrante naam van Isis. Is dit nie interessant nie? Dis die godin, Isis. So, die land, die wêreld, alle wêrelddele, alle godsdienste, almal word gewy aan Lucifer. En al die ou kommuniste, die top kommuniste, hulle kom af van hulle troon, kommunisme het geval, en dan terug op die troon as die nuwe leiers. Nou is hulle skielik demokrate. Daar is Shevardnadze, vrymeselaar teken. Hy was 'n kommuniste leier, nou is hy 'n demokrasieleier. Jy sien, hulle gaan ondergaan net 'n gedaanteverwisseling, maar hulle is almal dieselfde. Probleem is nie weg nie. Al die groot mense, Otto van Habsburg, almal van hulle. Nou wat van hierdie man? Castro, hy word mos uitgekryt as 'n bosewig, né? Ag nee, hy's 'n goeie kind van die Katolieke Kerk. Kom ons kyk eens na sy fotos. Daar's die vinger, die vrymeselaar vinger. Daar's die vrymeselaar vinger, daar's die vrymeselaar vinger, daar's die vrymeselaar vinger. As jy nog nie tevrede is nie, daar's die vrymeselaar oogies wat hy maak. Hy is 'n hoë vrymeselaar. Hy het die paus om sleg gesê, en nou skielik is die paus sy beste vriend. Hoekom? Want jy sê iemand sleg, totdat almal glo daai arme persoon, die een wat net goed eintlik bedoel, en dan trek jy dit terug, en dan whoop, is die een in bewind. Good cop, bad cop. Sien, hy het net bietjie bad cop gespeel, nou kom die good cop in. In Amerika word die Globo cop.
En die hele wêreld word beheer deur hierdie mag. En Boetie, Time Magazine, as jy nie saamspeel nie, tik, 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 weg is jy. Want hy gaan die wêreld dwing om die pausdom te aanvaar. America the Brazen, Superman, daar sien julle hom. En julle sien natuurlik dat hy net 'n kopie is van die Vatikaan en die hart van okkultisme, die pentagram en die pentagon, tekens van okkultisme. Terloops, Londen se Heathrow is gebou as 'n okkulte teken. En in die middel was die groot tempel van die heidendom. Canterbury Cathedral, al die kathedrale, almal heidens. Heidense tempels van Apollo en Isis en al die gode. En die paus word die superster van die wêreld. Kom ons maak net seker, net ter wille van die video speel ek teen vir julle. 2,400 of his faithful here to welcome him. He's waving to the crowd. Dis waar die paus na Amerika toe kom en Clinton vir hom sê, hy is die held in die hele saga van kommunisme. Archbishop Regali is alongside the Pope as he shakes hands with the First Lady. We honor you for helping to lead a revolution of values and spirit in Central Europe and the former Soviet Union, freeing millions to live by conscience, not coercion, and freeing all of us from the constant fear of nuclear war. Your Holiness, on behalf of all of us gathered here today, indeed on behalf of all the people of our beloved nation, we welcome you back to America. His Holiness Pope John Paul II and the Vice President of the United States and Archbishop. So die paus, hy word die held. Enter the good cop. Goed, as ons nou kyk na al die tekens wat ons het, al die Vrymetelaar tekens van hierdie groot manne, dan kry ons nou die gedagte van eenheid. En die hele wêreld moet nou een word. Kom ons gaan so 'n bietjie na Europa. Daar's Charles de Gaulle. Hulle strategie is briljant. Ag, dit werk klokslag. Die mense is so dom, val elke keer vir dieselfde storie. Onthou julle toe Duitsland ingeval het by Frankryk. Hoop, vat hulle Frankryk. En die hele Frankryk word beveilig binne dae. Niks nie. Katolieke land lê veilig. Nou moet jy 'n held skep binne in Frankryk. So jy skep 'n terroriste organisasie wat 'n Vrymetelaar organisasie is. En jy maak die leier van die terroriste organisasie, maak jy die held van die volk. O, hulle jaag hom, hulle kry hom nooit in die hande nie. Dan sê hier, dan sê daar, ag, soms vang hulle hom en dan sê hulle hy's in die tronk en so aan my, hulle maak hom 'n held. En dan aan die einde, wanneer daai onderdrukkende mag onttrek word, staan daai man op. So Charles de Gaulle, die president van Frankryk na die oorlog, hy was die terroriste leier van die Franse resistance. En daar het ons hom. En daar is hy saam natuurlik met Konrad Adenauer en hulle gee mooi Vrymetelaar tekens. En daar is die kabinet van Konrad Adenauer, daar is hy, en daar is sy kabinet, sy hele kabinet en hy bestaan net uit hoë Vrymetelaars, okkultiste, Lucifer aanbidders. Dis wat hulle almal was, net die hoogste Vrymetelaars. En luister nou mooi. Dis 1999, dis sommer nou net nou die dag. Pope declares EC is heaven sent. Die paus het ons gevra vir 'n nuwe wêreldorde en nou gaan hy sy mensies vereer. The Roman Catholic Church has set the founding fathers of the European community on the road to sainthood. Roman Catholic bishops have started the canonization process of Konrad Adenauer. Ek het goeie nuus vir julle. Julle kan binnekort bid vir Konrad Adenauer, want hy gaan 'n heilige wees. En dan kan hy wonderwerke vir julle doen en miskien 'n sonde of 2 vir julle uitwis. Kan julle hierdie nonsens glo wat julle hier hoor? So hierdie mense, Europe was built on a rock. Maar die rots is nie Jesus Christus nie. Die rots is Lucifer.
En ons kry die 12 rondom die een, die kruis in die middel, gewoonlik so 'n kruis, of Maria in die middel, 12 rondom een, Vrymetelaar vlag. Daar was nooit 12 nie, vergeet dit. Daar sal ook nooit 12 wees nie. En die hele Maastricht was een okkulte byeenkoms met al die okkulte tekens wat jy jou kan voorstel, oral geproklameer, die 5-punt sterre, die hele toetie was hier teenwoordig. Het was 'n volle okkulte byeenkoms. Like many revolutionary ideas, United Nations is not a new one. It's part of the Roman Catholic Church, Holy Roman Empire, Time Magazine, 1961. Dan, die Verdrag van Rome maak voorsiening vir die vereniging van Europa. En either communism will rule the world or the Catholics will prevent it. Dit is die speletjie wat hulle gespeel het. Die groot parlement wat opgaan in die nuwe hoofstad van Europa en die euro wat gedruk word en die hele euro het natuurlik die 12-punt sterre wat rondom die kop van Maria eintlik teenwoordig is. En dan het ons die speletjie van vrede maak. Jy weet, ons het altyd groot oorloë, groot moeilikhede en dan kom ons vergewe mekaar. Ken julle dit van Suid-Afrika? Truth and Reconciliation Commission. Ons moet waarheid laat vier en dan kom ons almal mooi by mekaar. Goed, so hier het ons Guy van Rothschild en Pompidou. Daar het ons die Duitse president, naamlik Weizsäcker, met sy mooi swart klere aan. Daar het ons die Switsers, wat nie in Maastricht is nie, maar Vrymetelaar Hans uitsteek, met ander woorde, werklik is hulle speel net 'n speletjie. Daar het ons Dreyfus wat die tekens gee. As ons kyk na die frank, dan sien ons die Switserse frank, dan sien ons die Vrymetelaar tekens daarin. So al hierdie dinge is beplan. Daar is natuurlik die teken van Lucifer, en hier kry ons nou skielik die viering in Europa, gereeld van Katholieke dag, waar hulle al hierdie piramides opstel. Dis die een wat in Frankryk opgestel is, die Mitterrand. Hier is natuurlik die touw, staan vir Titan, die touw, die symbool van Lucifer. Daar is die G7 lande op daai stadium, nou is hulle al G9 lande, almal geklee in swart. En dit is die nuwe naam vir Europa. Hy word genoem Pan-Europa. Daar is die driehoek, daar is die teken van die songod in die middel, daar is hy vergroot, ek het vir hom gewys in die katholieke kerke. En Frankryk het die vermetelheid om hierdie muntstuk te druk, die 10 frank muntstuk. Aan die een kant het ons die Vrymetelaar driehoek, en aan die ander kant het hulle die engel, die nakte engel, met die vlam. En wie is hy? Dis Lucifer. So hulle erken dat hulle God Lucifer is, en hoekom is dit Pan-Europa? Want Pan is natuurlik die God. En nou tyd vir opmaak. Maatjies word. Kohl en Mitterrand by mekaar. Teken foto, kyk hierso. Wat maak hulle? Is die Vrymetelaar M. En Kohl wys met sy vinger na die mond van Bush, en Bush kondig aan, Duitsland gaan die hoofrol speel in Europa. Moenie dink Engeland nie, Duitsland. En Weizsäcker, daar met sy Vrymetelaar oogies, en daar sy saam met die paus, met sy medaljes en sy sonnembleme, en daar sit hy ook met sy handjies op die regte plek, onderdanig aan die paus, en dis die presidente van die nuwe Europa, en die aksies wat daar plaasvind, en julle sien, hulle is almal, al die topfigure, of het nou Finland, of het nou Nederlande is, maak nie saak waar het is nie, almal is Vrymetelaars. Die hele ou spul, ons hoef hulle nie eens almal te noem nie, al die groot manne is Vrymetelaars. Genscher en noem het maar wie julle wil, daar is hulle almal. Spanje, daar is die Vrymetelaar handdruk, al die leiers van die wêreld. Dis 'n interessante tekenfoto, hier van Tony Blair, en die baas van Frankryk, daar met die Vrymetelaar vinger, en natuurlik die paus self, en die koningshuis, daar is hy ook geklee in swart, daar is 'n interessante foto, kyk nou mooi na hierdie goed, hierdie tekens wat hulle maak, daar is 'n tekenfoto, waar jy Frankryk en Duitsland
Al twee die vrymetelaar vingers wys, en nou gaan call uit, en die volgende een come on, in. Die volgende ene, daar gee hy, vrymetelaar teken, daar is hy weer, vergroot, so daar het ons Schröder, en dis 'n fantastiese tekenfoto. Wow, ongelooflik. Die Kohl, die magtige Kohl, buig, hy's op 'n laer vlak, die Schröder is bo hom, en hy is 'n vrymetelaar handdruk, die tekenfoto sê, die een politieke party gaan, die ander politieke party neem oor, maar ons is al twee wat? Van dieselfde party, maar ons is eintlik vrymetelaars. So weet julle wat? As julle gaan stem, dis 'n grap. Ek sê nou vir julle, is 'n grap om te gaan stem. Trouwens, die vrymetelaars lag vir julle. Hulle het spotprente oor die sogenaamde vrye verkiesings. Daar is nie so 'n ding nie. Hier het ons weer 'n vrymetelaar tekenfoto, en kyk nou mooi hoe lyk hulle. Daar is die president destyds van die FSA, hy wys na Schröder, hy gee die vrymetelaar teken, dis ons man. En daar is Putin, wys na Schröder en sê, dis ons man. Putin natuurlik was voorheen die hoof van die KGB. Julle onthou dit, né? En as julle dink dit was toeval dat hulle almal vingertjies het, nou ja, as julle om in lig te sit met sy vingertjies, dan is dit tog sekerlik nie meer toeval nie, of hoe sê hulle nou? En kyk nou hier, al hierdie hoë kardinale, jy kan nie kardinaal word as jy nie in die kringe is nie. En hier is hy met al die hooggeplaastes, Fischer van Duitsland, so al die groot koppe in Europa. Hierdie man, hy staan nou vir president Stoiber, hy is die president van Bavaria, met pragtige vrymetelaar tekens, daar is hy weer met 'n vrymetelaar teken, daar is hierdie vrou wat wys na die mond, kyk mooi wat ek sê, en hier is my hele spul, almal op een bladsy, al die partye, terloops, dit's ook 'n vrymetelaar teken foto. Daar is nog een, waar hulle sê presies wat gaan gebeur. Monetêre eenheid gaan kom, het hulle gesê, wel, julle weet, is daar. So die vrymetelaarry regeer die hele Europa. En hulle praat die hele tyd van Pan-Europa. Pan-Europa is ganz Europa. En daar is hulle voorstelling destyds van hulle ECO. Dit was net 'n advertensie, dis nie soos hy werklik lyk nie. Maar hier sien julle, weer eens, wat het hulle in die middel gesit? Die ewekantige kruis binne in die sirkel, hoofsimbool van die songod, Lucifer. En daar het hulle dan die Duitse arend verander, sy vorm, dit was sy oorspronklike vorm, hulle het hom verander na 'n nuwe vorm, naamlik hierdie vorm, sodat hy in die heksagram inpas. So as jy nou op 'n paspoort kyk, dan sal jy so een sien. En Time Magazine gee die simbool van die songod Apollo in die 12 sterre. Moenie dink dis toeval nie. Daar was nooit 12 soos ek gesê het nie. Daar is 'n hele spul. En Havel gee vrymetelaar handdruk plus die vinger om te wys die aanstelling van Havel, Václav Havel, een van die hoë vrymetelaars, 'n baie groot kop hierdie in die wêreld. Watch hom in die toekoms. Hy gaan 'n groot baas word. As julle dink die Nederlande is nie in nie, kyk hy oogies. As julle dink Jacques Delors is nie in nie, kyk hy oogies. Jacques Delors is die een wat gesê het, ons bou 'n nuwe Babylon en hierdie keer gaan ons nie faal nie. Interessant, nuwe toring van Babel. Daar's Ruud Lubbers van die Nederlande, en dit is die plakkaat wat hulle die hele Europa vol uitstal. Daar word die toring van Babel voorgestel, en daar's 'n huiskraan daar, teken dat die toring weer onder konstruksie is. Is dit nie fantasties nie? Weer onder konstruksie is, en die 12 sterre is almal onderste bo, en hulle is almal geteken as die teken van Baphomet, die teken van Satan. Is dit nie interessant nie? So, die hoë sataniste beheer die wêreld. Net hulle skud lekker blad en sê, NAVO, die groot een. En elke nou en dan kom 'n land en maak probleme. Weet julle wat julle doen met 'n volk wat probleme maak? Jy roep die skuldgevoelens op. Hulle is baie goed daarmee. Het julle al agtergekom in Suid-Afrika? Sodra mense opstaan en iets sê, dan word die skuldgevoelens aangewakker. Nou, jy doen dieselfde in Europa. Onthou,
dat vrymeselary die nasies begin. Adolf Hitler was die Jesuïte bestuur. Hy was 'n hoë vrymeselaar. En nou kom Oostenryk en sê, maar ons wil nie hierdie samensmelting hê nie, ons wil nie al hierdie volke die mekaar hê nie, ons wil dit nie hê nie. Onmiddellik kom hierdie man, en hy word weer prominent, né? En hulle stig weer so halwe natiebeeld, maar hy's 'n insider. So nou skrik die nasie en sê, ons wil dan nie gebrandwerk word as so erg nie, gaan hulle maar weer saam met die stroom. So jy altyd die een kant teen die ander kant. Ag, is dit nie interessant nie. Hier is die probleem nou in Italië, daar is die vrymeselaar oë van die een wat probleme het, daar is die een wat die baas is, albei is vrymeselaar syne. Ek het julle gesê, gryp aan die das, en die vrymeselaar oë, elke beweging in die politiek is bestuur deur hierdie manne. Kyk net al hierdie vrymeselaar tekens in alles. In die TV, die groot persoonlikhede, die groot talkshows, alles. En die nommer 666 sal julle oral prominent sien. Vakansie, 666 D-mark, 999, 666, 666, oral. En die gedagte vrymeselaar vinger, Europa gaan hy toe wees? Hy gaan oopmaak. Sien julle die sterretjies wat al hoe weier? En al die wêreld word ingesluk in die nuwe wêreldorde. Hier is nog 'n teken, daar is die 12 sterre, dis die simbool van Lucifer, en al die klein sterretjies, al die lande in die wêreld, gaan ingetrek word in die nuwe wêreldorde. En as julle dink Afrika is uitgesluit, dis hy, die 12 sterre rondom Afrika, tekenfoto's van een wêreld. Weereens 2 tekenfoto's, as hulle beklei, dan speel hulle net good cop, bad cop. Hulle beklei nie werklik nie. NAVO se simbole is uit en uit okkulties. En selfs lande soos die Oosbloklande gaan almal deel word van die stelsel. Nou waar staan Boris Yeltsin of waar het hy gestaan? Wel, daar is hy op sy boek uitgebeeld met wat se embleem. Kyk, dis nie toeval nie, dis op 'n foto op die voorblad van sy boek. Daar staan hy. Ek is 'n goeie vrymeselaar. As Rusland raas, dis net deel van die speletjie. Hierdie man gaan uit, hierdie ene kom in. Hy word die nuwe president. Hy was die hoof van die KGB, soos ek gesê het. Daar is die vrymeselaar vinger. En hier is die nuwe embleem van Rusland. En wat is dit? Dis die 2-koppige arend, simbool van wat? Ek het hom vir julle al gewys. Van die 33 graad vrymeselary. Met ander woorde, die hele land, daar is hy, 33 graad vrymeselary, en dis die simbool van hulle, die 2-koppige arend. Kyk op hulle webblad as julle my nie glo nie, hier is die vrymeselary in Israel, daar is die allesiende oog, daar is die 2-koppige arend. Hulle is in beheer. As julle dink Australië is nie in nie, daar is hy word gewys, Australië is in. En al hierdie manne, met hulle vingertjies, sien julle hierdie ene? Ken julle hom? Ken julle hierdie ene? Baie interessant, kyk die oogies, daai is vrymeselaar tekens. En die vrymeselaar teken, en die, en daai, al hierdie tekens. Watch the press for details. Relief bo die stoel van die Hooggeregshof, wat sê, Amerika mag nie eintlik godsdiens intrek nie, maar hulle sal. Human rights, kyk hy teken daar, sien julle hom? Die gebroke kruis word die teken van vryheid, menseregte en ons kry solidariteit. Verskille tussen swart en wit gaan verdwyn, verskille tussen nasies gaan verdwyn, verskille tussen godsdienste gaan verdwyn. En as jy nie inval nie, boedie, Einheid in der Welt, sê hulle al reeds in 31. Caritas Aktueel sê, ons gaan een wêreld hê. Dis 'n katholieke bron, terloops. Daar is die katholieke man-vrou sonwiel. En hy sê hier, ons gaan een wêreldorde kry, waar almal bevry gaan word, en one court for all the world. Een wêreldhof. Wel, julle weet mos nou, dat die eerste een is al reeds daar, by daai hof. So, swart en wit kan by mekaar kom, und nichts geht über eine gute Mischung. Alle volkere gaan
vermeng word. Nou, ek praat nie nou vanaand rassisties, hoegenaamd nie, ek sê net wat die feite is. Met ander woorde, wat gebeur, is God het die nasies geskei, en Satan sê, ek gaan alle nasies by mekaar kry. God het hulle geskei met 'n doel, want as hulle een is, dan is hulle gou almal afvallig teenoor God. As hy hulle skei, dan is daar altyd 'n krisis. Want Satan wil hulle almal onder sy beheer hê, en as hulle geskei is, kan hy nie totale mag oor almal kry nie. En hulle soek in hulle moeilikheid, miskien vir God, sodat hulle gered kan word. So die skeiding van die nasies was genade. God se doel was nooit dat nasies geskei moet wees nie. God se uiteindelike doel is dat almal een is. In God se koninkryk gaan daar nie etniese verskille wees nie. Ons gaan een wees. Maar hier op aarde is dit deur God ingestel by Babylon, sodat mense nog God nodig sal hê. Want God dwing nie sy wil af op die mense nie. Maar die katholicisme gaan dit afdwing. Almal gaan een word. En hier staan die kardinaal en Frans König met die vrymetelaar oogies en hy sê, wyk Satan, die wat sê dat ons nie gaan vermeng nie, is vervloek, sê die katholieke kerk. So hier kry ons al hierdie interessante simbole. Natuurlik moet daar ook 'n morele verval kom, sodat daar 'n held kan wees, 'n morele held. So jy laat die moraliteit daal, skakel die televisie aan. Dit word so erg, dat selfs die blaatantste mens sal sê, op die ou end, wie gaan ons verlos van hierdie gemors? En dan kom die antwoord, daar's nog net een wat vir moraliteit staan, en dis die paus. Hy het nog altyd gesê, geen abortus nie, nie dit nie, nie dat nie, kom ons luister maar na die man, en dan, julle almal gevang, want die man in wit word aanvaar. Dis briljant, kyk hierdie speletjie wat hulle speel. Hier staan die kardinaal Basil Hume, met sy vrymetelaar oogies, hulle is almal hoë vrymetelaars, hulle is almal Satans aanbidders. Hier staan hy, met sy vingertjies so, en hy sê, alle kerke sal homoseksualiteit toelaat in die toekoms. Dis 'n kardinaal besluit, teen wat die pausdom sê, sodat jy swart en wit teen mekaar kan afspeel. Trouwens, in die Lutherse kerk, op grond van hierdie beginsel, moes hulle homoseksuele predikante aanstel. So daar is nou al oor die 350 homoseksuele predikers in die klein stelsel. En hulle moet verteenwoordigend word. So die hele stelsel moet verwal, maar dis alles vrymetelaar besluite. Hier kan julle die notules sien in die dagboeke van die einste katholieke kweekskole, en kyk al die vrymetelaar tekens op hulle. Hulle is almal vrymetelaarry. Daar's hoof van die Lions, Bishop Lehman, toe hy gesterf het, en al hierdie okkulte tekens. En die kerk gaan die prominente rol speel, en hulle gaan in die politiek inmeng. Terloops, hier is die besoek van die koningin aan die paus, en wat se klere dra sy? Swart. En daar is die ander man saam met hulle. En hierdie mannetjie hier, daai ene, wat moontlik die volgende koning gaan wees, hy sê, ek wil nie meer die beskermheer van die geloof wees nie, maar net van geloof. En daar is hy in swart by die paus. Hy is 'n hoë okkultus. So, daai mannetjie, nou ja, kom ons sê maar liewers nie te veel oor hom nie, alhoewel hy 'n paar heel lelike dinge al gesê het. Hy gesels ook graag met die geeste van die afgestorwenes, en ons kan na die tyd gesels hoekom hierdie arme meisie op die 13de pilaar op die 13de straat gesterf het, en hoekom katholicisme en protestantisme in Ierland, daai probleem, across the great divide, alles moet verdwyn, alles moet een word. Ons gaan die aarde toegee aan daai man. En daar is hy in Engeland, en hy soen die grond, teken, dis my land. Nou moet hulle almal een word. Nou hier was Anwar Sadat, interessant, hy het ook op 'n 666 skip rondgereis. Daar was nog Menachem Begin, hierdie man is intussen geskiet, maar daar is die vrymetelaar handdruk tussen Sadat
en Menachem Begin, al twee van hulle vrymesselaars. En as julle wil kyk na hierdie mannetjie hier, waar pas hy in? Julle ken hom mos, nee? Hy's nou al heel wat ouer. Al die leiers van Israel en van die ander kant was vrymesselaars, al twee kante. Selfs die wat elke nou en dan sneuwel in die probleem. Daar is Arafat wat die biskop soen, en daar is Arafat saam met hierdie vrou. Wow, interessant. Marilyn Albright sal nou kyk na haar. Hierdie twee is kop en een mis, lyk dit vir my. En wie soen wie se ring hier? Wie is onderdanig aan wie? Is Arafat wat die paus se ring soen, en toe Arafat probleme gehad het, toe vra die paus, gaan hulle maar uit, Frankryk stuur die vloot. Hulle haal hom uit. Waar haal hom uit? Deur Israel. Is dit nie interessant nie? Toe was hy nog gejag deur Israel. Hy het niks gedoen nie. Hy's op die skip en weg is hy. Almal kop in een mis. Net soos wat hulle gemaak het met de Gaulle. Jy skep die terroris, jy maak hom die hoof, en jy maak groot bohaai rondom hom, en dan word hy die held van die volk. Hier is 'n tekenfoto. Daar staan die president van die VSA, daar is die handdruk. Kyk mooi na hierdie foto, kyk na die agtergrond, en dan kyk jy na hierdie foto. Dit is presies dieselfde, behalwe die agtergrond is anders. So is hy geoefen gewees, ja of nee? Ons kyk weer, daar is hy. Hulle gaan by mekaar kom, en papa hier gaan sorg dat dit doen, op gesag van mama, wat daar aan die kant sit in Rome, en hulle gaan almal een word. Hulle is almal vrymesselaars. En hierdie oorlog hier, wat sien julle daar? Vrymesselaar teken, hierdie man sê, hy is die nuwe Nebukadnezar, Saddam Hussein. Het julle al gehoor van 'n oorlog wat geveg word, en dan bly die man wat oorwin is aan bewind? Het julle daar al van so iets gehoor in julle lewe? Is interessant, nee? Het julle al gehoor van die Kurde? Het julle al gehoor van die Kurde? Nou hierdie man, hy word geslaan omdat hy die Kurde slaan. Dan voeter hy die Kurde. Dis 'n volk wat nie wil gaan lê nie. Hulle het sulke volkstrots. Dan gaan hy en dan skiet hy hulle almal op 'n kol daar. En dan uiteindelik skree die wêreld, "Hey Amerika, doen iets aan hierdie ouetjie wat dit doen." Dan sê hulle vir hom, "As jy dit weer doen, dan kom ons vliegtye en ons skiet jou plat." Dan trek hy sy weermag terug. Gaan 'n ander land en stuur hulle weermag in, dan skiet hulle die Kurde. Wat 'n land was dit? Turkye, 'n NAVO-land, deel van Europa. Hy gaan in en skiet dit. Totdat die mense agterkom, wag, ons mos nou 'n rolverdeling, ons mos nou 'n NAVO-land wat dit doen. Hey, sal jy ophou, dan trek hulle weer maar terug. Raai wie gaan dan weer in? Dan gaan hy weer in. Dan sê hulle vir hom, "Hey, jy's 'n boosewig, jy mag dit doen." Dan trek hy weer terug, dan gaan die ander ene weer in. En so uiteindelik maak hulle daai volk murwe, onderdanig aan die nuwe wêreldorde. Daar sê Arendt, hierdie hele ding is 'n set. Kyk na daai mooi vrymesselaar handdruk oor die tafel, wat so mooi geposeer is, Amerika en Irak. Nou ja, almal van hulle kop in een mis. Is dit nou mis of mis? Nou ja, hier is die paus saam met die islamitiese leiers. Dis interessant. Katholieke kerk, moskee. Katholieke kerk, moskee. Katholieke kerk, moskee. Daar is enige plek in die islamitiese lande. Maar Christendom is verbode, maar nie die katholieke kerk nie. Dis interessant. Baie interessant. Daar is die groot Mekka, is natuurlik niks anders as die ou okkulte stelsel. En daar is die paus wat die Koran soen, en daar is hy saam met Yasser Arafat. Ek is seker hierdie man, persoonlik glo ek hy's 'n Jesuïet. Maar ek kan dit nie bewys nie, behalwe dat hy die paus se ring die hele tyd soen, en hom so lief het. En dan die tekenfoto van my twee kinders wat probleme maak, né? Islam en Israel. Julle moet by mekaar kom. Kyk net wat hier gebeur het. Hierdie mannetjie in Haiti neem oor waar hy nie moet oorneem nie, klein eilandjie. Amerika stuur die magtige weermag om hom plat te trek en hom uit te jag en om hierdie man weer in te sit. Hier is hy's arresteerd. En wat se teken gee hy daar? Vrymesselaar teken. En wat was hy? Wel, hy's 'n Rooms-Katolieke priester. Dis wat hy is, maar hy's ook leier van die land. Fabled for his ferocity. Ja, Roman Catholic Church, priest. Wat het hy ook nog gesê?
Hy het gesê, a necklace, a burning tire placed around the victim's nest is a beautiful instrument that smells sweet. Daar is nou iemand in Haiti wat dieselfde taal praat as mense hier in Suid-Afrika. Dis 'n metode om 'n nasie te terroriseer, om te doen wat jy uiteindelik wil hê hulle moet doen. Die hele Afrika bestaan uit vrymetelaar leiers. Irak se oorlog is 'n klug. Israel-Arabiere bereik 'n ooreenkoms, Somalië, daai hele storie is 'n klug. Julle kan sien, oral word nasies wat nie wil saamspeel nie, vernietig. Al daai vrouens verkrag in Joegoslawië, en dan hier in Tsjechië, daar is die terroriste. Het julle al ooit so iets gehoor? Weet julle wat? Toe die Sovjet-Unie oorgeneem het, in die satellietstate, een nag, boem, alles verby. Een nag. Maar hier, 12 terroriste, hulle kan hulle nie vang nie. Hulle stuur die hele Sovjet-weermag in, en hulle soek die 12, kan jy hulle nie vang nie. Skiet die hele stad plat. Pwah! Oeps, maar hulle het ontsnap, hulle sit nou daar. Stuur die weermag en skiet die hele stad plat. Oeps, hulle het ontsnap, hulle sit nou daar. En so gaan hulle deur die land tot daar niks oor is van die land nie, en die mensdom dink, maar die Sovjet-Unie se weermag is net dom. Hoe sou julle voel as daar 12 mense ontsnap uit Paulsmoor, en die weermag kom en hulle skiet die hele Kaapstad, en die hele Johannesburg, en die hele Durban plat, en hulle kry nog steeds hierdie 12 nie. So jy dink dit maak baie sin? Nee, hulle dink ons is stupid. Hulle wil daai land plat skiet, hulle soek net 'n president. Kyk al daai vrymetelaar tekens, superpowers, en magte wat teen mekaar beklei. Maar eintlik, die Chinese is vrymetelaars, kyk daai teken, sien julle daai ene? So 'n pragtige een. Kyk nou daai handjies, sien julle daai? Daai handjies wat daar so gevou word, en die Putin se oogies, hulle is almal kop in een mis, hulle is almal een organisasie. Een organisasie wat agter hierdie man aan hardloop. Waar hy ook al praat, waar hy ook al gaan, sit sy vrymetelaar vriende in die regerings. Maak nie saak of hy in die ooste of hy in die weste vrymetelaar aandruk met 'n vrou, allerhande dinge wat hy doen. Of hy praat in Papua New Guinea, of hy praat in Afrika, maak nie saak nie. Afrika, setel van Katolicisme. Hier was dit in Malawi, waar hy gepraat het. En hier sien ons al die Afrika-leiers, kyk hierdie Amin, een van die vrymetelaars, daar is al sy tekens, sy vrymetelaar tekens. Waar sit hy vandag? In Saudi-Arabië, in luksheid. Hy het 'n goeie werk gedoen, hy het 'n hele land vernietig, pragtige werk. Daar is Julius Nyerere, een van die groot manne, vrymetelaars natuurlik. Hier is die katholieke kerk in Bethlehem, en daar is die plak wat sê, is dit Bethlehem? Ek is nou nie seker nie. Plak wat sê, Suid-Afrika dank die land. P.W. Botha ontmoet Mandela in die tuinhuis. 89 is die Bosberaad, Mandela word vrygelaat, skud hande op 'n nuwe grondwet, en Mandela en de Klerk ontvang die Nobelprys, en dan Mandela neem deel aan 'n ritueel. Kom ons kyk. Pik Botha en die paus ontmoet mekaar. Hier is die hele storie van Suid-Afrika. Ken julle die man? Ja, Haas Foster. Wat se teken maak hy? Wat se teken maak hy? Hy maak hierdie teken, en op dieselfde blad, is dieselfde koerant, Abschluss des Südafrika-Gipfels in Zürich, is in Zürich geneem, daar sit die, aan die ander kant, Kissinger, die ene maak 'n vrymetelaar teken, die ene maak 'n vrymetelaar teken. Die hele stelsel in Suid-Afrika, die hele apartheidse regime, is 'n set van die vrymetelaarry. Om 'n hele volk, 'n protestantse volk, sy image te vernietig, en sy volkstrots weg te neem. So jy maak 'n stelsel, en die formule wat Marx uitgewerk is 10% van die bevolking moet 90% van die bevolking beheer en onderdruk. En dan los jy hulle, en dan het jy die chaos waaruit jy die eenheid sal kry. En die haat moet wees tussen die volkere. So swart en wit wat vanaand hier sit, as julle mekaar haat,
dan is julle net gevange deur 'n vrymetelaar set. Dan doen julle presies wat hulle wil hê, wat julle moet doen. So hou op om mekaar te haat, en volg Christus, en sien die liefde van Christus, en dan sal ons erken dat ons almal broeders en susters in Christus is, en ons kan kyk hoe die res van die wêreld gaan vergaan, maar moenie deel weet aan 'n slim set nie. Wat gaan hulle beplan? Hierdie man is vrygelaat. Is dit nie verstommend nie? Hoeveel jare sit hy in 'n tronk? Ja, oor die 20 jaar sit hy in 'n tronk, en hy kom uit die tronk uit, en hy is die perfekte staatsman. Het julle dit al agtergekom? Hy sit nie 'n voet verkeerd nie. Trouwens, hy ken al die tekens en al die sette. As daar ooit 'n beraad was, is hy die een wat met 'n helikopter gebring is. Hier, die kerk, baie prominent. En wat sê hy? Praise for the church's role during the struggle. The Catholic Church in particular played an important role. So, hierdie man wat beweer dat hy nie 'n Rooms-Katoliek is, bedank die Rooms-Katolieke kerk. En hy word deel van die klub. Hy kry die Nobelprys en daar sit al die groot mense by mekaar. The peacemakers. Daar het jy al die vrymetselaars by mekaar. Interessante foto. De Klerk kry 'n mooi vrymetselaar handdruk, terwyl die ene geklee in swart kyk in die Amerikaanse Kongres. En Mandela word verhef tot 'n Christusfiguur. Mandela vergelyk met Jesus Christus. En boom! Hy ontvang die mis van die katholieke aartsbiskop. Met ander woorde, dit is teen kanonitiese wet om die mis te gee aan 'n nie-katholiek nie. So wat is hy? Wat is hy? Hy kan net een wees. Of hy nou voorgee of hy een is of nie. Maar hy trou weer met Samora Machel se weduwee. Interessante man, wat ook nie baie van die Christendom gehou het nie. En hy trou met volle Hindoe ritueel. Sien julle dit? Volle Hindoe ritueel. Nie genoeg nie, hy trou met volle Joodse ritueel. Daar is 'n Joodse rabbi wat hulle ook in die huwelik bevestig het. En hy trou met die volle Islamitiese ritueel. Wat sê dit? Alle gelowe by mekaar. Kom ons kyk na 'n Masekane projek en ons vra die SAIK om ons so 'n bietjie te help. The Masekane campaign is another nation-building movement that was launched by President Nelson Mandela in 1995. It was a strategy to facilitate the implementation of the Reconstruction and Development Program. In its handbook on religion and Masekane, a vision for religious cooperation is spelt out. In their view, most people no longer confine divinity to their own religious group. They also maintain that neither political nor religious objectives can be achieved in isolation. Therefore, politicians must have religious responsibilities, and religions political responsibilities. Aha! So jy kan nie meer God vind in jou geloof alleen nie. Ons moet almal by mekaar kom en die politici moet religieus word of religieuse hoedanighede beklee. Kom ons vra hulle nog iets interessants. One of the most recent interfaith movements that was started in South Africa, the National Religious Leaders Forum, was formed in July 1997. This was in direct response to an appeal from President Nelson Mandela to religious leaders of all the faiths in South Africa to join together in an effort to help raise the moral standards of the country, fight crime, poverty, and other social issues. Aha! So, al die gelowe asseblief, kom gesels met mekaar. Ons moet almal een groot pot word. Kom ons vra hierdie man ook, SAIK moet ons help. Maar dit is toch vreemd dat hy die kerke oproep om morele standaarde nou te wil verbeter as 'n mens daaraan dink dat hulle abortus vrygestel het, as 'n mens daaraan dink dat hulle een van die belangrike dinge wat daar in ons land op die oomblik besig is om te gebeur, dat hulle pornografie vrygestel het, dan weet ek nie wat is die bedoeling anders as dat hy 'n politieke eindpunt daarmee het, want hy kon nie eintlik regtig bekommerd gewees het oor die morele standaarde as hy al hierdie ander dinge losgelaat het nie. Is dit nie interessant nie? Hoekom sê hulle pornografie?
gaan voort. Hoekom sê hulle, gaan voort met prostitusie. Alles word vry, doen net wat julle wil. Maar al die gelowe moet saamwerk. Wat is dit? Dis die strategie van good cop, bad cop. Jy laat die demokrasie so ver vorder, totdat totale morele verval is. En nou soek jy 'n held. En wie gaan die held wees? Die sameroepe van alle gelowe. En al die gelowe moet saamstaan. Maar nou is jy so slim. Jy maak in elke geloofstelsel, maak jy ekstremistiese groepe. En jy gee vir hulle wapens, en jy stel hulle aan. So in Suid-Afrika sê hulle, Pagat, jy kan maar doen net wat jy wil. En in daai groep sê hulle, Taliban, doen julle net wat julle wil. Word ekstremisties tot by die uiterste. En uiteindelik, as dit te erg word, dan kom die verlosser, en hy maak jou vry. Sien julle hoe dit werk? En almal sê, dankie tog. En jy's vasgevang in Satan se spinneweb. Baie briljant. Dit is so briljant. Dis ongelooflik. So, kan julle nou sien hoekom hierdie man en daai man sulke groot vriende is? Hoekom Nelson Mandela en Gaddafi sulke groot vriende is? Ek dink nie daar's meer plek vir een sonembleem op hierdie man se bors nie. Daar is nie plek nie. Elkeen is 'n sonembleem. En as ons kyk na ons politieke partye, die ANC, die kleure eerstens is natuurlik interessant. Dan het ons die sonwiel, wat ook die teken van Kusatu is, sonembleem. Die ou DP het die embleem gehad van Baal Hadad, die halfmaan met die son in hom. Dan die Nasionale Party het die embleem gehad van die son. Die EFF het die embleem gehad van die 3 elefs, die 3 elefante, Brahma, Shiva, Vishnu. En so kan ons na elke politieke party gaan, en hulle het almal okkulte tekens, almal van hulle. En as jy wil weet wie nou regeer, dan kyk na die tekens hoe hulle in die koerant gewys word. Daar is hy, Vrymeisel afhang. So net op sy eie, geen rede nie, daar is hy. En, kom ons kyk na ons groot manne, Steve Tshwete, met sy vinger. Kom ons kyk hier, na die veranderinge wat gaan plaasvind in die CCMA. Kyk na my mond, dinge wat verander as Vrymeisel besluite. Daar is Tshwete weer met die vinger na die mond, hier is die vinger na die mond. Daar sit hy weer met die vinger na die mond. Kyk mooi wat ons sê. Dis inwendige besluite. Wie is die man? Dis Mboweni. Ken julle hom? Weet julle wie hy is? Hy is die nuwe baas van die watse bank. Reservebank. Wil julle weet hoekom dit so sleg gaan met die rand? Niks te doen met die nuwe regering nie. Vergeet dit mense. Dis 'n Vrymeisel besluit. Daar gee hy Vrymeisel tekens. En as julle nog nie seker is nie, dan kom ons kyk hier. Daar is die Vrymeisel oogies bo die rand van die bril. Daar is die vinger en daar is die ene, die uittredende een. Hy staan so, of hy heeltemal gek geraak, of hy sê vir julle, sê iets. Die rand gaan val in sy kanonnen. Hoekom? Want die nasie wat geteken is die een met die grond, en is die een met die geld. En jou geld moet niks werd wees nie, en jy moet so bang word vir jou grond, dat jy liewes weghardloop van jou grond, so jou grond is niks werd nie, jy het geen geld nie, jy het geen toekoms nie, jy het geen beskerming nie, of jy speel saam, of jy's klaar. Verstaan julle waaroor dit gaan? Nou goed, kom ons gaan verder. Daar is die ander tekens, ek kan vir julle almal wys, hierdie man speel 'n mooi speletjie. Daar staan hy, sien julle? Ken julle hom? Interessante teken, net so terloops, daar is een van 'n Amerikaanse eweknie, hierdie man, interessant, ek ken hom baie goed, hy was saam met my op skool, en hy is die hoof van, groot industriële sake. Hier is mooi interessante bewegings, van al ons leiers in die land, en hierdie man, hy is die verkleermannetjie, een dag is hy in die Nasionale Party, volgende dag is hy in die ANC, en daar's baie interessante stories om. Die stories wat vertel word oor hom en die rituele wat hy meemaak. Ek het al baie stories gehoor, maar besluit maar self. Nou kyk na die datum. Wat sê die datum daarbo?
1992, en daar staan geskrewe, plase, Mugabe is les vir Suid-Afrika, sê landbouleier, Mugabe gaan blanke grond spoedig vat. Daar was geen teken van daardie aksie op daai stadium nie. Hier is 'n beraad in Europa, dit was in 1976, en die Zeichnung is Hans Geissen, en raus mit dem Weißen aus Afrika, sê die onderskrif, weg uit met die blanke uit Afrika. Daar is Afrika, en daar sit Kissinger, en hy gee die Vrymetelaarvinger, en hy sê, blankes, julle gaan pad gee uit Afrika. Terselfde tyd kom Der Spiegel, en hy gee die Vrymetselaar oë, net die 2 oë op die voorblad, met die blankes wat die land verlaat. As julle dink, Mugabe is stupid, het ek nuus vir julle. Het julle daai man hoor praat? Hy's hoogs intelligent. Hy weet presies wat hy doen. En hy het 'n baie groot Vrymetselaar maatjie. Sien julle die 2 hierso? Langs mekaar. Die een is die president van die een land en die ander een is 'n president van 'n ander land. En die een berus by die ander een nooit nie, want hulle is op dieselfde pad. Ek het vir julle gesê, daai vernietigde land, Zimbabwe, is in die hart. En hy gaan die nuwe setel van die Jesuïte orde wees. Hier is die nuwe Jesuïte enklawe, wat nou splinternuut gebou is. Hy word trouwens nou nog gebou. Jesuit Province of Zimbabwe. Is dit nie interessant nie? Hy is so nuut, hy ruik sommer nog lekker. Jesuit School of Philosophy and Humanities. Is dit nie interessant nie? Is julle beïndruk? Ek is. Daar sê, IHS, splinternuut. Hoekom belê die Rooms-Katolieke Kerk so baie? En daar's die Europese leiers, met die mooi Vrymetselaarvinger, met die Suid-Afrikaanse leier, Vrymetselaarvinger, Vrymetselaarteken, en kom ons kyk na menseregte. Daar's die vlam, die 3-punt vlam daar, en die 2 met die laurierkrans, en hier is the World Conference Against Racism. En wat het jy? Jy het die yin-yang teken. Okkultistiese besluite. Al hierdie tekens, kyk daai vingers, al hierdie manne, almal van hulle is Vrymetselaars. Goed, as Winnie Mandela se karnommer, 666, Gauteng Province. Is dit nie interessant nie? Net so terloops. Ja, hier is die nuwe wapen van Suid-Afrika. Daar het ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strale van Mitraïsme. Die voël wat reis uit die vuur uit is wie? Is die Phoenix wat reis. Suid-Afrika is oorwin deur die pausdom en is gewy aan Lucifer. Weet julle nou hoekom daar so baie pornografie op ons televisie is? Hoekom ons morele waardes moet daal? Hoekom uiteindelik 'n wit held gaan kom, die paus, en almal gaan sê, dankie tog, hy staan ten minste vir moraliteit. Hy is die duiwel self verkleed. En dan het ons hier die Baal teken, en daar is die skild. Sê die Afrika skild nie, dis die skild van die Vrymetselaarry. Goed, die hele Afrika is manne van, natuurlik, Vrymetselaarry. Hier is Milosevic. Die arme man staan nou, hy is nou daar by die Wêreldhof. Dis alles 'n speletjie. Kyk daar, hy is 'n mooi binneman, kan julle sien? Net speletjies wat hulle speel. En al hierdie showdowns en al hierdie staatshoofde wat verander, almal van hulle is Vrymetselaar. Nou kom ons kyk na iets interessants. Superterrorisme, bombshells. Nou, ek kan nie vir julle sê wat hier gebeur het nie. Weet julle wat dit is? Oklahoma bombing, ken julle dit? Voor die Oklahoma bombing was daar geen wet in Amerika wat die president die mag gegee het om die grondwet op te hef nie. Want hulle het 'n wet gesoek, die antiterrorisme wet, wat sou sê dat die president die mag het om die grondwet op te hef. En toe sê die Kongres, ongelukkig is daar nie genoeg bewyse van terrorisme in Amerika nie, so hulle het 5 keer die wet afgekeur.
Toe is daar 'n geweldige terroriste aanslag in Oklahoma. En hierdie gebou het amper in duie gestort. Hulle sê toe, daar het 'n vragmotor gekom en dit was 'n karbom wat hier voor die plek parkeer was. Nou ek gaan vir julle aanhaal nie wat ek sê nie. Ek gaan nou aanhaal wat Al Neal gesê het oor Amerikaanse televisie. Soos nie ek wat praat nie, ek quoteer nou vir Al Neal en dis wat hy gesê het. Hy gesê, en hy het al die bewyse gegee op Amerikaanse televisie, dat hierdie nasie met hierdie terrorisme eintlik om die bos gelei is. Want 'n paar dae daarvoor was die FBI daar en die FBI het binne gegaan. En die ontploffing kon onmoontlik van die vragmotor gekom het, want die ontploffing is van binne na buite. Die rommel lê buite. As die vragmotor buite ontplof het, dan sou daar 'n krater gewees het voor die gebou en die rommel sou na binne gedruk gewees het. Verder, daar was 'n ooggetuie wat die nomme van die vragmotor gegee het. En hulle kon daai vragmotor nie opspoor nie. Toe uiteindelik kry toevallig 'n FBI hoof wat gedraf het 4 blokke verder, kry hy die agteras van die ding. Want hulle het gesê, daar moet tog 'n engine blok wees of daar moet tog 'n as wees. Waar is dit? Hy kry dit 4 blokke verder. Dit het oor al die geboue geskiet, 4 blokke ver en in 'n oop veld geland. En toevallig op die agteras was die registrasienommer van die vragmotor wat daar gesien is. Ken julle agterasse wat registrasienommers op het? Daar is nie so iets nie. So, die volk het bespiegel, die FBI het daai bomme geplant, self. Nou, wie beheer die FBI? Nou, laat ek vir julle 'n bietjie help. Want Clinton het as hoof oor die FBI niemand anders aangestel as die hoof van Opus Dei, die katholieke geheime organisasie. En hy het nog gesê, nou het ons die magtigste geheime organisasie in die wêreld. Die Rooms-Katolieke Kerk beheer die FBI. Waar stuur ons mense vir opleiding? Na die FBI toe. Die Rooms-Katolieke Kerk beheer alle polisie geheime magte in ons land. Kyk na die polisie teken wat ons het, kyk na die Vrymetelaar teken bo die hoofloosie in Londen en jy sal sien presies dieselfde teken. Nou sal julle weet, hoekom hulle niks doen nie en niks kan doen nie. Die arme man wat werk daar binne in die stelsel weet nie hoekom sy tande getrek is nie, maar hulle trek hulle vir hom. Sodat julle chaos kan kry, want uit chaos moet orde kom. Ken julle hierdie man? Sy naam is Bin Laden. Hoekom is dit die enigste foto omtrent wat hulle het? Waar hulle hom so wys. En terloops, het julle geweet, die man is jare lank nommer 1 op die lys en niemand kan die man vang nie. Behalwe natuurlik dat Time Magazine en Newsweek Magazine en enige TV-organisasie in die wêreld wat met hom wil gesels, gaan gesels met hom. En dan is hy op die TV en hulle sien hom. Snaaks, né? As die FBI so dom is, hoekom vermommel hulle self nie as nuusagente of wat ook al nie. Nou hierdie man het 'n mooi vingertjie. Ek is nie verbaas dat hulle hom nie kan vang nie. Ek is glad nie verbaas nie. En as hulle eendag sê hulle het hom gekry en hy's dood, dan gaan hulle vir jou 'n tandjie wys. Hulle sê, ek het 'n tandjie gekry, daar sê hy is dood. Net soos met Adolf Hitler. Kom ons kyk na Madeleine Albright. En ons vra vir haar, waar lê jy, mevrou? Asa? Broodjes, wat sy dra. Hierdie vrou. Daar is hulle almal. Kom ons ontleed hulle 'n bietjie. Eerstens die ene. Die spinnekop en sy web. Teken van Lucifer, wat sy web oor die wêreld spin. Daar sê, die 3 vlakke van die Amerikaanse hoed, die 3 vlakke van die pausdom. Die arend, teken van die phoenix. Daar sê ook natuurlik in die okkulte. En dan, hierdie ene, jy sal sê, dis die kapitol, maar dis natuurlik 'n Vrymetelaar teken. Maar die spinnekop en die bok, wat het dit met Amerika te doen? Dis al 2 tekens van wie? Simbole van wie? Van Lucifer. Dis reg. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na Hillary. Daar's Hillary Clinton. Sy dra ook so 'n borspeltjie. Daar sê hy. As ons hom vergroot, wat is dit? Is die phoenix wat uit die as uit oprys. Hierdie mense is hekse. Hoë, okkulte hekse. En as julle dit nog nie glo nie, daar's die Demolay
wat die jeuggroep van die Vrymetselary is, en hier, Scottish Rite, hulle eie tydskrif. So julle kan nie nou sê, dis Jesaja nie. Scottish Rite, Senator Robert J. Dole, 33-degree Grand Coup, and Grand Commander Siegfried Kleinknecht pause before the Senator's Hall of Honor portrait. Al die groot koppe is Satans aanbidders. Julle het geweet? Al die groot koppe. Ordo ab chaos, orde uit chaos. Hierdie incident, onthou julle dit? Baie interessant. Wel, ons weet dat as gevolg van hierdie gebeurtenis kon Amerika openlik in enige deel van die wêreld ingaan om plat te skiet wat plat geskiet moet word. Nou die tragedie van die saak is, hulle stig ekstremistiese groepe, soos wat hier Pagad gestig is, daar stig hulle Taliban, daar stig hulle daardie ene, en dan terroriseer hulle 'n nasie, en dan kom hulle in, en dan skiet hulle daai groep plat. En dan op daai grond daarvan dat daai groep plat is, word hulle die held en hulle bevry die volk. Het is interessant dat voor die Oklahoma bom, het hulle nie 'n wet gepasseer gekry nie, daarna het dit gebeur, en nou, op grond hiervan, kon hulle die hele wêreld ingaan. Het julle geweet dat 'n week voor hierdie gebeurtenis, het al die groot manne, wat geld belê het in lugrederye, hulle aktes gestort, en die lugrederye se aktes het geval. Woem. En hulle het herbelê in die weermag. Interessant. So hulle het 'n week voor die tyd geweet dat hierdie ding gaan gebeur. Nou as die FBI verdink word van die een aksie, wonder ek net wie word verdink van hierdie aksie? Ek vra maar net die vraag, ek het nie 'n antwoord nie, eintlik nie. Goed, maar ons weet dat hierdie man gesê het, hy gaan die paus se leerstellings instel. Ons weet dat hy gesê het, hy gaan paus Johannes Paulus ondersteun, en ons weet dat daar oor hom gesê het, hy praat soos die paus self. Nou hier is 'n collage van wêreldleiers, vanaf die Chinese, die Japaneese, maak nie saak waar hulle is nie. Kyk, wie het die Vrymetselaar vinger daar onder regs? George W. Bush. Dit is hy wat die leiding gaan neem. En al hierdie manne is Vrymetselaars. Daar's al hulle vingers, daar's al hulle tekens. En who can stop the rage? Wie kan dit stop? Weet julle wie dit is? Weet julle wie dit is? Kom ons kyk 'n bietjie. Sherry Blair, wife of Britain's Prime Minister Tony Blair, chats to the women of Afghanistan about the traditional burqa. Goed, daar sê ook in hierdie houding. Wat is hulle? Wat is hulle? Daar is geen twyfel nie. En daar is die president en Putin in volle sonregalia in China. En kyk daai mooi Vrymetselaar teken. Is dit nie pragtig nie? Chinese silk coat, huddle in conversation. En daar, my vision, Pope John Paul en George Bush, daar is die tekens. Hier is die tekens. Hulle gaan die wêreld nou byeenkom. Daar is die Dalai Lama, hier is die tekens. Daar is die vingers. Al die leiers, Japan, daar is die tekens, die oog. En hierdie ene, fenomenaal. German Chancellor Gerhard Schröder and Russian President Vladimir Putin and their wives in front of die Maria beeldjie. Is dit nie interessant nie? En daar is hulle almal met hulle oogies. Wat noem hulle self? Kom ons kyk daar. Wat sê dit daar? Son of the New World Order. United State, united we stand. Hierdie gebeurtenis gaan hulle almal bymekaar kry. Onder wie se vaandel? Kom ons vra Matthew Fox weer. Julle onthou nog van Matthew Fox? Matthew Fox is die een wat gesê het dat ons ontslae moet raak van die Christofasiste. En ons moet die kosmiese Christus aanvaar.
Dis hierdie Christus, daai ene. Maar nie my Jesus Christus nie. My Jesus Christus is die Seun van God. En my Jesus Christus is my verlosser. Ek aanvaar nie daai kosmiese Christus nie. Wat fundamentaliste, Christofasisme wil uitwis. Die volgende teiken binnekort gaan nie die Taliban wees nie. Het gaan die mense wees wat sê, dit staan geskrewe. En julle gaan in die pad wees. Want julle gaan nie saamspeel met die wêreldse gelowe nie. Julle gaan nie inpas nie. The wall of separation between church and state that was erected by secular humanists and other enemies of religion freedom has to come down. Those opposing our view are the new fascists. Keith Turner, Time, January 1995. Daar sê. Met ander woorde, as jy sê die kerk, die staat het nie die reg om vir jou te sê wat jy moet glo nie, dan het jy 'n probleem. As jy dit wel sê, gaan jy Lucifer aanbid. Daar is die bewyse. En jy gaan die Skottiese Rite. Kyk hierdie manne. Almal, dit kom alles uit hulle kalender uit die 33 graad vrymesselary. Daar's hulle, Aldrich, Colonel John Glenn, die hele space program. As jy iewers wil kom in die wêreld, moet jy 'n okkultus word. Jy moet 'n satanus word. Die wêreld gaan in 10 verdeel word, lande gaan in 10 verdeel word, en wow, wat gaan hier aan? Hier is 'n man wat sê hy's 'n baptist en hy ontvang die hostie van 'n Rooms-Katoliek. Wat is hy werklik? Hulle sê mos hulle sal enige iets word, net wat nodig is. En demokrasie wys hulle, dit kom uit die vrymesselary uit, is 'n klug. Julle gaan stem vir net. Hier is die Rose Cross, die Rose Kruisers. Daar's hulle klere, en daar's 9 klere in hulle okkulte samestelling. Dis swart, blou, groen, rooi, wit en geel. En daar's al hulle betekenisse, en as jy wil weet, hoe kry mense al hierdie kleure bymekaar, dan teken jy die Suid-Afrikaanse vlag. En dan kyk ons maar vinnig na die vlae van die wêreld. Algerië, vrymesselaar teken, Baladad, Angola, vrymesselaar, Argentinië, die son, daar's 'n vrymesselaar teken, die trident van Lucifer, hier in Barbados, die son teken, vrymesselaar kleure, elke enkele vlag in die wêreld het verander. Daar's die vrymesselaar driehoek, net soos in die Suid-Afrikaanse vlag, daar's die yin-yang teken, daar's die fir tree, symbool van Lucifer, en so kan ons deurgaan en een land na die ander in die wêreld wys. Elke enkele een is vrymesselaar lande. Daar is nie 'n enkele land wat nie oorwin is nie in die hele wêreld. Almal van hulle. Kyk net daar, Baladad, sontekens, Suid-Afrikaan, die ei, daar's die son, sonaanbidding, oral in die wêreld. Leute van Welt, loop van Gorbatschow vir den Papst. Hier sê Gorbatschow, die paus is reg. Die paus is reg met sy vordering vir 'n nuwe wêreldorde. Gorbatschow ondersteun die paus. San Francisco Chronicle, Pope calls for a new world order. Hy staan in die VVO, hy sê, gee vir my 'n nuwe wêreldorde. Hoeveel lande in die wêreld behoort aan die paus? Elke enkele een. Hier het hulle in Amerika 'n fees van eenheid gehad, en hulle het al die nasies gekry om te verskyn voor die paus. Delegasies van elke nasie om te buig voor hom. Ek gaan net 'n klein stukkie vir julle wys. En luister na die woord, unity, unity. En dan alle kerke bymekaar en hulle sing en elke nasie buig die knie. It was great. A great feeling of excitement, of peace, Unity. of love. Peace, love, and unity. Unity. Yes. All nations will come. All nations will come. Worship before you, Lord, and worship before you. Daar kom hulle, van China, buig voor die paus. Oh, kry hulle sy seën. En die volgende nasie, Mexico.
and all the world in every corner. Glo julle dat die hele wêreld agter die dier aanhardloop, ja of nee? As julle dit nou nog nie glo nie, dan kan ek julle nie help nie. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Openbaring 13 vers 3. Ek wil 'n beroep op julle maak om uit Babylon uit te kom. Elke nasie op hierdie aarde is gewy aan Lucifer. So as julle dink, dit is miskien beter om Suid-Afrika te verlaat om te gaan sit in 'n ander land, julle verruil net een luciferiese staat vir 'n ander een. Daar is net een hoop wat vir ons oorbly. En dit is die klip, wat volgens die belofte van Daniël hoofstuk 2, al hierdie koninkryke sal wat? Tot 'n einde sal bring. As julle hoop gevestig het op julle stukkie grond, as julle hoop gevestig het op julle geldjies in julle bank, as julle hoop gevestig het op wat dit ook al is wat julle besit, mense, ek het nuus vir julle. Dit beteken niks. Die enigste ding waarop ons hoop kan vestig, is Jesus Christus. En weet julle wat? Ek voel vere hiervoor. Niks. Want ek gaan deur die lewe en ek volg 'n ander meester. En my lewe is vol. Ek het meer om te doen as wat ek kan doen. Ek het dinge om te studeer wat ek nooit geweet het eers bestaan nie. Ek sien dinge in die politiek. Ek sien dinge in die godsdiens. Ek sien dinge in die samelewing. Ek sien dinge in die opleiding en wat hulle doen met ons skole. En die mense trek hulle hare uit en die mense vat hulle gesinne en skiet hulle self dood. Hoekom? Omdat hulle nie hoop het nie. Is dit nie so nie? Hulle het nie hoop nie. Mense, julle kan nie julle hoop vestig op hierdie wêreld nie. Ons is, wat sê die Here? Pelgrims deur hierdie wêreld wat deur Satan beheer word totdat hy weer kom. En ons gaan pelgrims bly. Gee julle harte aan die Here en volg hom, nie in 'n halwe waarheid nie, volg hom in die hele waarheid. Môre aand gaan 'n skok wees vir julle. Want môre aand gaan ons dinge bespreek wat ons nog glad nie aangeraak het nie. Ons het nou, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Julle sal dink die man is stapelgek. Hy het alle godsdienste in 'n blik gedruk. Ja of nee? Hy het alle politieke partye in 'n blik gedruk. Ja of nee? Hy het alle leiers, godsdienstige leiers, almal van hulle in 'n blik gedruk. Wat bly oor? Dis mos waansinnig. Nou gaan ons 'n bietjie beweeg op die ander vlak van ons lewe. Ai mense, en dit gaan julle nog miskien meer raak as al hierdie dinge, want julle is al klaar so moeg vir wat aangaan om julle. Maar as daai ook nog gaan kom, moenie môre aand misloop nie. En moenie Vrydag aand misloop nie. Want Vrydag aand gaan ek daai vraag beantwoord. Is daar nog iewers 'n plekkie waar ek kan rus kry? Is daar nog so iets? En ek het goeie nuus en ek het slegte nuus, maar ek gaan albei vir julle gee. Dit hou nie op nie. So al wat oorbly is Jesus. Plaas julle vertroue op hom en dankie dat julle gekom het.